outside slip. Oh! Good evening, everybody, and welcome to yet another program of the Hour Play. I'm Morne Rossa, as always joined by Werner Bernardi and Frans Fischer. Gentlemen, how's it? Lekker jy Morne? Great. Guys, what a weekend / week for many teams. Brandag, Donopinamia, everybody traveling around the country. It's been epic. But first of all, let's start off with you blokes. Werner, congratulations, 2 wins in a row. Elaborate more. Ek het al kouer daar beleef, so 'n bietjie warm gewees op Graafrenet. Maar ons was gelukkig om albei wedstryde te kon deurtrek. Die seuns het baie goeie rugby gespeel. Ek as afrigter het eintlik maandag se wedstryd getarget. Ek was 'n bietjie skrikkerig oor Queens. Ja, teen Queens se uitnodigingsspan. Ons het op met die uitnodigingsspan sin toe gegaan. En ons was gelukkig om hom deur te trek. Ons was op 'n stadium 19-0 voor. En toe het ons 'n bietjie ingehaal en ons het 19-10 afgesluit en maandag nie so 'n goeie wedstryd gehad nie, maar ons die seuns het hom deurgetrek 19-7. Great stuff. And overall, was it a good tournament? Ja nee, het was baie lekker geweest. Ons baie socials geweest vir die kinders waar hulle kon aan deelgeneem het en ons hockey en rugby geweest. Dit was 'n interessante naweek geweest, ja. Saki, your take on it? Warm en warm. Ja. Warm daar soos Werner sê, maar warm rugby ook. Lekker rugby. Jy mention nou die hockey. Ek het nou daaraan gedink wat baie lekker was is die hockey girls is letterlik 'n veld vanaf die rugbyveld gewees. So as hulle wou gaan kyk, dan kon hulle afgestap het en hulle kon die girls ook support en die girls het sommer omgekom en die rugby ouens support. So dit was baie nice geweest, maar hitte was 'n groot faktor. Die manne het warm gekry. Jy kon dit sien op die veld. Tweede helfte het dit hulle begin kou beide games. Maar ons het dit nog steeds deurgetrek. Soos Werner sê, daar was maar 'n oomblik hier en daar wat 'n man sweet. Erger sweet, nie die gewone sweet nie, die rugby sweet. Maar kudos aan die seuns, hulle het dit deurgetrek. Hulle 2 wenne huis toe gebring. Once again, congratulations. Any specific individual that surprised you on the tour? Ag ek sal nie sê verras nie. Hulle het gespeel volgens hulle potensiaal wat ek gedink het hulle gaan, maar spelers om na uit te kyk is definitief spelers soos Josh, Leeuwen Kammies, was 'n hele klomp. My opinie was Sakkie se seun Franco, die speler van die wedstryd gewees gedurende die eerste wedstryd. Dit was my eintlik 'n tank gewees en letterlik net deur die ouens gehardloop. Maar ja, nee, overall goeie rugby van almal. Die waren bitter goed in die lyn staan. Ons te veel goeie oomblikke wat ek kan uitsonder. Hoor jy, as daar 'n oomblik, sorry, ek wil nou gou hier by jou parade insluit. As daar 'n oomblik is wat vir my uitstaan, afgesien van 'n pa wat sy seun in 3 druk, is dit Justin Swanepoel se oomblik. Dis hoendervleis mooi om 'n seun te sien doelgerig doellyn toe gaan, om te kyk, vorentoe te kyk, te besef ek het 5 meter, maar ek kan dalk kort kom en die bal perfect picture pass vir 'n kollega, ek sê nou 'n kollega, vir 'n medespeler te gee en die medespeler rondaf 7 punte op die bord met die verdoel. Dit was vir my picture mooi geweest en geen selfsug nie. Die doellyn is voor hom. Hy besluit gee die bal weg, kom ons kry die punte op die bord en ons kry die span in 'n beter plek. So Justin Swanepoel, respect my friend, jy het dit. Well done to the coaching staff and to the boys. Gents, today the under-16s Brahma was playing against Northcliffe. I had a quick look at the game. Wow, some beautiful tries also. We'll look at it now. So before we discuss it any further, let's just quickly look at those highlights. Check this from Bradley Brown. Gives it back to the fly off. Straight down the middle. Perfect. Now this one, individual brilliance. And I like that center. I think his nickname is Tor, isn't it? Yeah. Big skip pass, Bradley. Coasting through the middle. And just watch here. The fullback of the opposition showed him, and he took his chance on the outside. Just showed him the white line there and this rounded him.
Brilliant score. Want ek wil daar vir jou sê, dis wat gebeur as jy nie twyfel in jouself nie. Yeah. Jy sien die doellyn en is vorentoe. Kyk waar jou spanmaats is en vorentoe. Kom ons kyk die volgende een. This is a bit of a concern, Werner. I've never seen the under 15s go back like that. Ja, dit gebeur maar. Opponente soms iets wat hulle van almal kan wys. Good try from Northcliffe, eh? I must say, Donbass lineout is functioning really well. Lekker eenvoudig. Yep. Ek dryf maar beweging daar. Couple of meters out there, and now it gets released. Once again, good through the hands, good clean up, looping pass. The ball scores in the corner. En looping pass is altyd vir my, kom ons kyk gou eers hier soms sal ek klaar wees. Great run from the lock forward there. Yes. Quick service. Inside step. Offloads. There's that man again. The center. Underneath the sticks. Too easy at that stage. And then Northcliffe hit back here. With another maul. Kloof redelijk sterk aan. Ja. Maar ek dink dat hulle daar doen, hulle vang jou uit, hulle vang jou half op die agtervoet en dan kan jy nie recover nie. Want as hulle jou eers begin terugdruk is dit moeilik. This was an absolutely individual try, this one. Chip over the top, together, and then a stick. Ja, See you later. baie Good night, nurse. Jump in the end. Anyway, ladies and gentlemen, I hope you enjoyed that under 16 highlights. I surely did. Take on that game. Soos wat ek wou sê aan die highlights maar my ek weet nie of Werner ook so voel nie. Maar as 'n ou daai loop pass, jy begin eintlik so angstig raak want jy's bang hier kom 'n ou deur en hy kollek hy bal. So dis altyd risky. Maar as dit betaal soos in hierdie geval soos wat ons gesien het, I was guy reward. baie mooi netjies, ek meen dat dit afronding. Could be a coach killer sometimes. Ja, ek is maar baie skrikkerig vir ons dat laas jaar so 1 of 2 geleenthede gehad waar ons beleef het hoe so 'n paas kan uitdraai. Maar as hy werk vir jou dan kla mense nie, dan bly mens maar redelik stil. Moet sê dis die onder 16 se tweede wedstryd daai van die toernooi vandag. Hulle het gister ook gespeel. Dink ek St Davids of so iets, ek kan nou nie mooi onthou. 100% gemaklik geweest, maar dit is 'n baie goeie toernooi selfs. I think it was 41, 20 something, 24. Ja, ek verstaan dit was 'n redelike gemaklike ene geweest. Yes. So they will be playing their last one. Ek dink Saterdag. Saturday. Right. Well done to Mr. Vickers Viljoen and his coaching staff for executing the way the lads did. Ek dink ek moet by sê, daai manne het nog gevlieg ook. Hulle is heeltemal buite hulle gemaaksone. Ek meen ligdruk speel 'n rol. Jy het skaars geland daar, dan moet jy begin oefen, jy moet begin regmaak, gewoond raak daar en die lug is dun daarbo. Ek meen daai manne is in die rand. Hulle is nie onder teen die reef nie soos die Engelsman sal sê. So ek dink ligdruk speel ook 'n rol. But that team is absolutely well coached. We saw last year. Yes. Nee, hulle is absoluut. Ek dink 'n ding wat ek so uitgebuit het daar veral is skopwerk. Ja, ek sou die manne die bal trek lekker. So ek sou die manne pak slaag gegee het. Daai chip kicks en goed, as die bal is lekker, hy's vinnig deur die lug en hy kom gou af. Dis perfek daai en vir 'n langlyn skop perfek. I don't think that specific team is renowned for their kicking. Nee, hulle is baie, but I agree with you say wat vashou aan die bal. Hy gee nie die bal weg nie. Yes. Dis maar ons ouer spelers wat skree hier as jy in jou kwartgebied skree skop, maar ja. Vickers is 'n ou wat ek meen ons het dit daar gesien. Vickers se span hardloop hom. Then last week Thursday, Ramos first team came up against Middelburg. It was Saturday. It was Saturday. That was Saturday, 100%. Yeah. And wow, close encounter. Ja.
Moeilike wedstryd, ja. Ek dink Brandwag was in dit gewees, maar ek voel net die laaste 20 minute was dan nou nie regtig so goeie beheer oor die wedstryd beide kante toe gewees, met altyd spanning. 'n moeilike naalskraapwedstryd gewees in Middelburg wat hom deurgetrek het. Middelburg wat 'n goeie span is, hulle het nou al 3 jaar in 'n ry vir HTS Middelburg geklop. So Brandwag. ja. Nee, Middelburg het vir HTS Middelburg 3 jaar. Ja, kyk Middelburg het twee hoërskole, die tegniese hoërskool en dan die gewone akademies. So die akademies nie akademies span nie, maar hulle akademiese skoolspan is 'n geweldige sterk span in daai area. Ja. Waar groot sins gewees. Yes, nee, absoluut. Man vir man amper groter as die Brandwag span, ja. Quite, they were very big, the big units. Especially in the back, but also in the back line. Tell you what, that flyout was humongous. Maar ek dink as jy die span opweeg, dit wys maar weer hoeveel hard bring jy. En die skoor was nie 'n weghol skoor. As jy dink daai manne is groot manne en jy kyk na ons span, dit was nie 'n weghol kyk nie, dit was taai. It was there for the taking for Brandwag. Ek dink definitief Brandwag het die meeste guts gewys. Hulle was in dit om dit te wen. Ons het kon net execute om goed af te rond. Kyk, jy kan nie almal wen nie, maar ou speel ook nie om verloor nie. Jy speel om te wen. Slight mistakes in terms of the lineup. It could have, it was a bit more on point. You could have set up a mall and. So vir interessantheid, ek sit gister en ek het iewers 'n klip gekyk van Gray waar hulle iemand speel toe. Snaaks genoeg sê die kommentators dis al Gray se 6de wedstryd van die seisoen. Nou as ons nou die laaste 2 wedstryde van die Oudtshoorn Tour insluit, het Brandwag al hulle 9de wedstryd van die seisoen. Absoluut. Ek dink is ook 'n bietjie fatigue wat ook inskop, want is 3 wedstryde in 'n kwessie van 5 dae. Die week voordat het jy 2 wedstryde, donderdag, saterdag speel, die saterdag voordat het jy gespeel, die naweek voor dit het jy 2 wedstryde gespeel. En uit daai 9 wedstryde kan ek add dat ons luisteraars net verstaan, al die games was weggames. Ons moes ry. Okay, behalwe nou vir Otto, maar vir Otto. So 8 uit 9 games is games waar die kinders op 'n bus is, hulle ry en dis nie 'n halfuur se ry nie. Die naaste ry was 'n uur en 'n half geweest. Die verste ry was dan nou Oudtshoorn toe wat 5+ ure. Ja, Skryfsluit met 'n bus en dan moet jy gaan speel en So ek dink hulle het my respek ook, want ek dink my lyf sal stikkend gewees het. Monday they were up against Kempton Park. Wow, what a game that was. Ja, what a game. Ja, Brandwag But about you dodging in die laaste 10 minute as ek na reg onthou hom yes. in die voortou gesit het. Net so 'n naalskraapwedstryd gewees, baie foutjies gewees van beide spanne af. Maar Brandwag het composure gehou om my deur te trek. 'n paar individuele brilliance gesien in daai wedstryd ook van baie van die spelers. Yes. We spoke about Angela Adams a couple of weeks ago on the show, and yet again he was instrumental in that specific game. We'll check out the highlights now of those matches. But yeah, in that one great try that they scored, he was involved 3-4 times before finishing it off himself. So, yeah. Maar ek dink as 'n ou vat, ek wil nou spesifiek meer na die voorspelers toe gaan. Daar's ouens wat jy kan sê, hy het gewerk. En dan sê iemand anders te vir jou, maar onthou jy dit, daai ou het gewerk. Daar's nie regtig iemand wat jy kan sê, nee, hy was nie daar nie. Almal was daar, almal het somewhere along the line het hulle iets gebring en op die einde van die dag, ek dink composure het gewen daar. Bly kalm, wees rustig, speel. Die tannie sal die fluitjie blaas, maar ons speel tot wanneer die tannie die fluitjie blaas. Spreek woordelik, again, it ain't over until the fat lady sings. If you also look at certain individuals, Zanny Carolus, we all know what a player he is. Obviously didn't start some of the games, but when he came on, it just felt like, the game was flowing a bit more. Nothing towards Kieran. The starting 9. He's an old head, he's been there for quite some time now. But I mean, Zanny just cleans it a bit quicker from the deck. Ja, hulle albei ek dink die afwisseling tussen die twee op hierdie stadium is baie goed. Kieran kan mens sien, is die meer mature speler as jy kan stel. Hy bring baie patience na die wedstryd toe. En dan controls it. Ja, baie sterk paas by die kante toe, baie goeie skopvoet. En dan as jy nou die game so 'n bietjie wil
top speed het jy vir Zanik daarso wat baie flair ook het en blits vinnig is en net so sterk paas albei kante toe. So ek dink die afwisseling van die twee werk goed. Hang ook van die opponente af en waar in die wedstryd en wat se geleenthede beskikbaar is. Ja. Some other players that surprised you on the tour? Ek sal nie sê surprise nie, maar ek dink ons moet tog noem van Brandwag se twee of die slotpaar van Brandwag wat aangewys het as die beste twee slotte van die hulle daai Oudtshoorn spannetjie gemaak. Damien Leroux wat ook dan aangewys was, alhoewel hy een wedstryd begin het op die buitesenter, maar hy was aangewys as die beste voorspeler van die toernooi. Congratulations Damien, well done boy, proud of you. Ek dink hy wat ook 'n paar mooi runs gehad het as die man met die wit skramp het. Dwayne Meyer, Eyster. Baie sterk baldraer, ja. Quite a revelation in that number 8 jersey. Ja, het so 'n moeilike begin tot die seisoen gehad. Of ek sal nie sê moeilik nie, maar 'n bietjie gesukkel om sy voete te vind in die agste man posisie. My het laas jaar meeste van die seisoen flank gespeel. Ek het op een wedstryd daar by die tweede span ook op 8 gespeel. Ek het verkies om op daardie stadium flank te speel. So ek dink hy het net gesukkel om sy voete te vind, maar ek dink hy het sy voete nou. Ja, kyk sy voete is nou gegrond, definitief. And I want to congratulate Stein Erasmus on that in terms of shifting him from the flank to the 8. I think he's a better player there, and you could tell, strong off the back when he picks it up, but also it's not easy tackling. I saw that. And he's got a big heart, and and the bump offs that he made. It was Dwayne Meyer, well played. Yes, so proud of you for what you've achieved. Ek dink there's a lot of we can talk. Exactly. So, but anyway, and then so Brandwag beat Kempton Park in that match 12-8. Yes, and then there was the last one, which was the Anker Hoërskool. The Anker Hoërskool van Brakpan. Yeah. Wow. What a game that was! Hy was taai geweest. Dit a lot of emotion in that one. Yeah, a lot of emotions. Van die coaches, afrigters, mense kom maar hoor op die stream, maar but I think it was good. In terms of from the rugby that I saw, it was good. Ja, maar ook wat flair by hulle het en finesse by hulle het en spoed by hulle, maar skitte oukie. Dit gaan nou heel toevallig wees. Ek was saam met sy pa op skool gewees. Christo Skitte, en ek het altyd gehoor van Paul, tot ek hom nou hierdie naweek kon sien speel. Dis my maat van die heel agteraf bal gekry en laat waai. Daai oukie het spoed. So Christo, kudos my pel, goeie speler daar, goeie seun groot gemaak. Ja, well done. Ek ken nou nie die ander manne nie. Daar's manne wat jy daar kan uitlig op, maar ek dink as ons dit nou jy die Oos-Kaap uitpraat, dit was nie maklik nie. Vir niemand was dit maklik op die veld nie. En ek dink die wil om te wen daar, dit is die laaste nie die laaste wedstryd van die dag nie, maar dis die laaste wedstryd vir daai skole op die toernooi. So elke ou wil met daai wen daar wegstap. Elke ou het daai honger in hulle. Op 'n stadium het ek gehoor daar die een pa skree iets van die honde. Toe dink ek, die honde teen die wolwe. En ek het net so skielik begin dink, wie is die hongerste? Wie wil dit hê? Wie wil op die einde van die dag die wen hê? En weer baie geluk Brandwag. Julle het dit deurgetrek. Composure gehou. Ek dink wat lekker was van die 3 wedstryde veral, dit was al 3 kompeterende wedstryde. Dit was een kant toe vir een span, die ander span, het was lekker close, kompeterende, gesonde. And a lot can be taken out of those matches, Absoluut. Yeah. If I might say something about Brandwag's kicking game, kicking for posts. And Aaron he really needs to up his game in terms of, taking penalty kicks and conversions, because it might come down, especially in the Naga Cup. We saw it last year, it was very, very close, It can come down where, where you miss a penalty here and miss a penalty there. That will cost you at the end of the day. Ek dink hy gaan moet stil sit, of in sy geval nie stil sit nie, hy gaan moet 4 of 5 balle vat en hy gaan met 'n vriend vat en hy gaan in sy halftyd gaan hy met die voetskop inkry. Maar dan gaan kyk 'n ou na jare gelede, jy vat Andre Joubert, hy het balle misgeskop. Ja, vir sure. Maar hy het balle
deur die paal gesit. Ja. Vat Frans Steyn. Jong oukie, ek dink hy was 19 jaar oud, Frans daai tyd gewees, toe hy daai 52 of 54 meter, Ja. wat ons in die wêreld gesien het as 'n monsterskop. Maar ek meen as jy nou vat, hoe oud is Angelo nou? Dis waar dit is. So, 'n ou sal op die einde van die dag is dit oefen. I saw that, So, in some saying, the Classic Clash last year at Donald Pino missed a couple of conversions, you know, and I don't want for him to come into another year of the Ginaga Cup / Classic Clash, you know, putting that down, the ball down, and Mense wil dit nou nie as 'n verskoning gebruik nie, maar hulle Yes. sal nie glo wat gebeur het met die Classic Clash wedstryd van verlede jaar. ek weet van hom. So Angelo het op die oggend van die Classic Clash wedstryd sy nuwe Partox vir die eerste keer aangetrek en met hulle ook uitgedraf en gespeel daar. okay. En hulle het nou nie geskop soos wat hy gewoond is nie. So in sy verdediging, dis wil Yes. Nou, fair enough. Maar ja, Ja, ek dink dat dit ook 'n groot invloed gespeel en dit kan sy 'n bietjie met mense confidence Ja. rondgooi, maar Look, I've got some big I praise. can find it. You've heard He'll be me fine. last Yes. week and the week before. Totally love the kid. Yeah. He's an absolute monster. Yeah, when he gets going, it's trouble. Yeah. But I'm just saying, you know, if he can work on a little, Ja, nou, of you know, course. techniques on in terms of kicking for post, yeah, yeah. But let's see. It's still a long season ahead. Ja, kyk, die seisoen het nou maar begin, hè. Ja. So, ek Ja. dink ons, ja. All right, let's just quickly look at some of the results here, ladies and gentlemen. And we're going to start off with Brandbach. We just spoke about it. Five, 10, and then 12, 8 over Kempton Park, and then 32 plays 22 against the Anker. And then the next one, Donald Pinar against St. Charles College, losing that game 13-26. Mere College were up against Hudson Park, lost that one 15-34, and then against Timberlake, where they won at 26 plays 12. Funny start for Donald Pinar on my side this year. Ek dink in Afrikaans sal daar sê 'n halwe begin. Yes. Quite clinical last year in what they did, especially those last two games. Spoke about it now, the Classic Clash, and then that last one against Mere College. Clinical performance. I know it's a different year, different season. I'm sure they'll bounce back. Uncle Darby's a fantastic coach, so I'm sure he will sit back and, you know, make a few tweaks. Absoluut. Dis waarvoor die pre-season daar is, né? So om al hierdie kombinasies uit te toets en te kyk wat werk vir jou en wat nie moontlik gaan werk nie. Yes. Maar ek glo in die liga gaan hulle definitief weer dominant wees, definitief 'n span om vooruit te kyk. Oh, for sure. I wonder if they're going to come check out the Naga Cup game against between Brandbach and Of course, Ek- Ek begin sommer smaal so want ek dink nie een van die spanne wil iets mis nie, want hulle wil langs die veld sit en kyk en that's it. hulle wil hulle nommers soek en kyk waarteen wat is sy kompetisie, wat sy direkte Brandbach is kompetisie. playing on that Thursday against me at Mere College, right? Yes. And the Friday is holiday. Yeah. So who knows? Maybe Donald Pinawa might just pop in there. You never Ja, know. ja. You never know. Dit voel bietjie vreemd as jy kyk na die kalender om op daai dag te Ja. speel. Dis nie 'n tradisionele Saterdag nie, maar Yeah. No, for sure it is. dinge moet gebeur en ja, so. Yeah. Anyway, let's look at some of the highlights of the schools. And Kalipa unable to hold on to it, and Muir under This all was, sorts of pressure from this Timberlake side. Mere Is College number against 14, Tyler Timberlake. Janssen, looks to break along the left, going all the way across field and then finding some space. He's got What a- gas, does what a it try there, from the steps winger. inside, Went all around the outside, world. and all from nothing. Muir College, kiss of the Fantastic lips and try. blow you a kiss. Over the line goes Tyler Janssen for a try made out of nothing. that line out. Hopefully this time. I don't know if you can remember that lady that played That makes against a few Brandbach meters on it in last time. Timberlake a couple of years ago. Just too She was bad. also Yes, it is. playing in this
They team do of set it up correctly and Team Ike of Mihle Really? defending in 6s and 7s. If I'm not mistaken, the Strong year of that motivating Brandwag them played there. against Itembelise, she was under 15. And the ref says it is a task. Yes. Een van die ouens het nog na my toe gekom in daai span. Nou, die ouens wat my nou ken, noem my Sakkie en dit is nou maar nie byklaam deur die jare heen wat ek gekry het. En die seun het na my toe gekom, hy sal het onthou wie hy was, ek kan nou nie die naam onthou nie. Toe sê hy net vir my, ons Sakkie, hoe maak ek? Wat doen ek met hom? Toe sê ek my vriend, jy tackle hom. Want as jy nie tackle, nie skors hy. Ja. So jy moet op daai stadium mentally met jy rugby en besluit, okay, ons gaan nou rugby speel. Zanzi, Nice. placement number 16. Yeah, they were, my college was 26-7 up, yeah. Again. Chumbe, And back came Pamba, Itembelise. With a couple of good tries here. Toyise coming in at number 10. Step by the big number 2. Run there Looks from for the Luka. handoff. Fights all the way through. Is he going to make it over the line? Ever so close. Slightly short. Is Asanati Twape. Pick and go around the corner Running forwards, picks it up for and drives over the Chumbe. And whitewash. over the line he goes. Or even the main setup. Tap and go. Machina. This was Get Mia off. Oh, Sit against down, Hudson son. Park, yes. You already got the momentum. You do Hudson really is well. obviously not a bad team. Yeah. Glad nie. Pasha. Yeah. Great last feet. year, Brahma. Great sack. Ref says no. It was Playing Lee Stevens advantage. last year. Oh, there we I go remember. again. Machina. Finding. The Ek big het amper man. gedink al vir 'n oomblik ons het 'n body cam daar gehad. Dit sou nogal nice gewees het om 'n speler met 'n body Pick cam and te hê. go. Try. I must dance, mention, Vicky especially Sam. Great hands by this game. Ukona Kama. the quality of on. the camera work was phenomenal Looks left. from this Didi. specific match. Pasha. He skips 7. Oh. To Zinto. Oh! Some slegte Martin praat net Zinto. die For sure. No, for sure. Yes. Hey. I agree. Ja, dit is altyd vir Ref says my play on. ek wil nie sê skreeu snaaks nie, maar dit is altyd snaaks down. as jy op die ouer groepie sien. Ja. Die app werk nie, die app hak, die Unable app to hang. score. Ref said Want almal is angstig wat wil sien en dit is mos nou maar wanneer gaan daai app hang? Is wanneer daai vleuel of daai binnensenter op pad lyn toe is en jy kan nie sien of hy afgerond het en of iemand hom by die lyn uitgedruk het nie. Oh, for sure. Zinto. Coach says booyah. Yo, It's in also the good. middle of Here white we pass, go. 21 Comes afgerond. onto the field. Then Bubbles took charge. Here we go. Coach, you want them to spread it. Great work, Hudson Park. Looks like Kyk, 10 ek on moet the by sê, champion. 'n vinnige speler op die veld, Almost drops it. vinnige voete, vinnige bene, Kumelo maak altyd vir Kobile, 'n he mooi puts run. one, he puts two Maar ek hands dink ons on het dit al him. vele kere gesien dat 'n vinnige bal deur die hande maak dit net baie makliker vir die buitesenter. This was a phenomenal Ons start skakels for kom op ons af Donald. hierso. Kick off. Dit is goed gevat daarso. Into Deur die contact. man. En hy soek na Now the lock takes it up, yeah? sy slot En daarso. Check the beauty of this. Doen die skram skakel en is goed gevat daarso deur die Pas skram by the skakel. scrum off. Hy soek vir die Into the opsies gap, the en hy fullback. breek deur daarso. Heel agter. En opsies, Hy soek die left and opsies, hy right. soek dit nie. Hy We gaan left. buitekant toe. Bang. Hardloop reg deur. En tot Great die start. bord, Great try daarso. en tot die bord, afgerond. 30 seconds Deur into die the match. vleuel. Sure. Maar St. Phenomenal. Charles se pak is baie groter And then from there, in hulle lyk. En soos jy daar kan sien, ja. hulle tegniek is wys ook. I wouldn't say Dit it, is ongelukkig aangeslaan you daarso. can, Eers one side, Daniel Pinaar en dit is but eerste 3 Donald didn't score vir for St. that. Charles. And a couple Net of regs van die penalties. palle. That was it. Die skramskakel soek sy slot weer. En hy druk This is agter, also hy a druk fantastic buitekant try. toe en is 'n goeie druk daarso. Deur die stit. Die skramskakel daarso. Hy vind die Check 10, this hy pass. vind sy 13. Boom, takes out Hy 4-5. buitekant toe. Defenders En there. die vleuel hardloop deur. Hy word tackle. getackle een keer, word nie vasgehou nie. Wasn't a hole, yeah. En hy soek Kicks sy up, buitesenter. inside pass. Boom. En is mooi aangegee daarso vir die buitesenter. But 4-5 Hy defenders spring there. oor. Gevat daarso van Donald Pinaar. En hy gee dit vir sy losskakel. Die losskakel skop dit baie laag. En die skramskakel daarso van St. Charles 'n bietjie pirouette daarso, ballerina style en hy gooi dit binnekant toe, buitekant toe en hy step binnekant toe, doen die vleuel en hy word rondgedra daarso, maar rondgeslinger vorentoe. En die agste man daarso van St. Charles domineer daai. Hier is almal daarso.
En die skramskakel also Gerrit vir die slot. Die slot met amper 9 of 10 carries vandag. Meter wat hy hou oor die voordeellyn. Die skramskakel Gerrit vir die 23 Bosman. Hy soek binne buite Gerrit vir die slot. Die slot is kort. En is 'n mooi duik daarso. Reserve. Two towering locks. Die skramskakel daarso vind die loskakel en hy skop dit deur. En dit bons binnekant toe. En die loskakel daarso spring hoog. En is onder die paal, mooi gevang daarso. Come on! Let's go! Come on! Come on! Marco! Blind! Blind! Swart! This was a funny try. Funny try. Runs with the ball there. Funny try. Yes. For me, this is one of the. I spoke about this one earlier on. He goes and gives it to Wendell Adoro. Adams again, third time. Those are greens. Casually. Get it try. Get it try. Then we lost them in a second. He said no. Bola boy! Rakala! Goes on us! Was he injured from the earlier games? Ja, hy steek het gekry. Watch the Rhino! Die anker self nie 'n klein span nie, self 'n groot paar seuns. I agree. Go Brina. I'll say baby. Help! Go Johnny short. Jy kan sien 'n hele paar fases ons op gesit. Ek dink hierso is daai die 3 waarvan ek nou gepraat het waar dis was heel afgelope nog See you later. Laat hulle nou dis die skitte oukie, ja. Goeie speler. Coach emotion. Nog hier is. Julle kan net by die koshuis gaan 'n draai maak. Ons sien daar het goed agter gebly in die kamer van die seuns. Onder andere selfverdraaier Wys vir my dit was 'n spanne wat bedrag van Oosterlike Laborie dan net in die koshuis Die wedstryd is altyd lekker om groot tellings te sien, maar dan begin 'n ou te speel of het jy 'n oefensessie gehad? Was a brilliant try also. Hy meen Leroy. Was hy goed dan? Ja, 100%. Hy het baie individuele talente.
was absolutely surprised when he scored that try. As ek dit mis het weer sal op ja, dan kom die laaste 3 van daai wedstryd weer. Alright, ladies and gentlemen, we're just quickly going to take a commercial break. We'll be right back. Bust your hunger now. Visit Astron Moselle at Crispy Chicken and get 2 classic fillet burgers. Only R49.99. Right, guys. I think it's safe to say we're coming to the end of the show tonight. That was great once again. Yes, baie lekker. Looking forward to next week. Ja, ons het nou uit die aard van die saak is dit nou 'n rus naweek wat nou voorlê vir die laaste naweek van die skoolvakansie en dan is dit die optog soos wat ons dit noem na die plaas toe. Dan is dit een van die grootes van die liga wedstryde. Brandwag teen Malo. Die wolramme soos die manne sê en dis nooit maklik daar nie. Ek wil amper sê dis nooit maklik in enige skool se tuiswedstryd nie. Jy ken die veld, jy weet hoe die veld jou gaan treat, jy weet hoe dit voorberei word en goeders, maar jy weet nooit wat die ander span bring nie. So sterkte aan beide spanne van my kant af. Ek sê beide spanne, kom ek maak dit reg daai. Sterkte aan beide skole en ja, ek weet nie wie ek gaan vote, so yes. When you put you on the spot here? Or should we rather wait up until next week? Ek dink kom ons hou die opbou vir volgende week. Great. Ladies and gents, before we go, I just would like to say we will be bringing in a new member, and obviously nobody's leaving here in the studio, but we'll be adding a 4th to the THP panel. So I'm not going to mention names. Tune in for next week, and you will see he's got his own spot, well known in the town of Uitenhage. So yeah, come and see next week who it is. Gents, from my side, thank you very much. It's been a pleasure. Thank you, Thank you, Bernard. Thank you also. Enjoy the weekend, and we'll see you again. Ja. Tot volgende week. Cheers, everybody. Bye-bye, man. Stay safe.